Kortliks in Kos, 29 April 2025. Kortliks in Kos bring vir julle kort brokkies nuus in die Klerksdorp, Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein streek. So wat is nuus? Die laagwaterbrug in Leemhuis, waar die Skoonspruit kruis, is weer oop vir verkeer. Daar is wel 'n paar potholes, so wees maar versigtig as jy daar ry. Op die N12 by Stilfontein, waar die water altyd oor die pad lê, is die pad oop vir verkeer. Maar water versteek lelike potholes en verskeie mense het bande nou al daar verloor. Een berig het genoem dat 5 karre agter mekaar gestaan het en bande geruil het. So wees uiters versigtig as jy daar ry. In Rossenstraat in Roosheuwel, naby Ennisstraat, is daar 'n lelike moddergat in die pad waar karre en bakkies kan vasval. Blikkie Swart van Wilkiewil Pandwinkel het hier vasgeval gister en Pieter Dominee het gehelp om sy voertuig uit die modderspul te kry. Foto's en video is deur Pieter verskaf. Gelukkig het die bakkie nie skade gekry nie. Die R502 tussen Orkney en Leeudoringstad is gesluit as gevolg van water oor die pad. Ek sal in 'n volgende video laat weet as ek nuus kry dat dit weer oop is. By Bloemhof op die N12 is water besig om oor die pad te loop. Tans is die pad nog oop vir verkeer en beweeg stadig deur die water, maar wees bewus dat dit enige tyd gesluit mag word. Nampo gaan voort. Daar is gerugte wat versprei word dat Nampo dalk uitgestel gaan word, maar dit is onwaar en Graan SA het bevestig dat hulle voortgaan met Nampo 2025, hoewel 'n deel van die R30 tussen Orkney en Botawil toe is vir herstel, word verkeer herlei langs die pad sodat Sanral die pad kan herstel voor Nampo. Daar is tans nog 10 sluise by die Valdam oop. Die dam is 119% vol en water vloei uit teen om en by 1770 kubieke meter per sekonde. Die invloei het baie afgeneem na net meer as 1300 kubieke meter per sekonde. So kom ons hoop dat dinge vinnig normaliseer sodat sluise toegemaak kan word en vloedwater sak. Die gaskragstasie projek blyk dalk 'n boksstorie te wees. Wat dink julle daarvan? Is die sogenaamde Urban Blue International 'n regte maatskappy of is die Matlosana munisipaliteit besig met 'n geknoeiery? Het jy enige nuus wat jy tot Kortliks in Kos wil bydra? Stuur alle inligting met foto's en video indien beskikbaar na WhatsApp 0763506221. Sien julle binnekort weer.